omdraai. Dat is dankie. Ek is bly dat Jesus my geleentheid gegee om te preek vanoggend. Baie dankie. Ons kan so lank oopmaak van Genesis 22. As iemand wonder, is net dis kant Moses. En ek het 'n sin vir die môre, jy wat lag vir my grappies. Kom dan. Ons weet Pieter is moeg, want hy laat by die huis gekom, so. Okay, julle, my thema vir vandag se preek is Papa moet sy kind offer. Papa moet sy kind offer. En ek wil sommer hierby las om te sê, was jy al geoffer op grond van hoe jy groot geword het deur Jakob? Ok. Almal van ons ken die verhaal van Abraham, wat 'n baie spesiale verhouding met die Here gehad het. Hy was 'n man so reg na God se hart. En Isak was sy seun, en Sarah en Abraham het vir Isak op 'n baie laat ouderdom gekry, maar Abraham was 'n man met 'n besondere karakter, en God het baie planne vir Abraham gehad. Besef julle eintlik dat Abraham ons voorvader is? Amen. Want ons is onder, daar sy sissa, ons is onder Abraham, wat ons deel van Abraham se nasie. Want die Here het ons 'n belofte gegee en vir hom gesê, jy sal die pa wees van baie nasies. Jy gaan baie kinders hê. En dit is eintlik lekker om te weet, dat ons voorvader, wat by God is op die oomblik, is iemand wat God gedien het. Amen. Is dit nie amazing om dit te weet nie? Amen. Ok. Nou stel julle hierdie selfde prentjie voor. Abraham is 100, Sarah is 90, en God sê nou vir hulle, julle gaan 'n seun hê, julle moet hom Isak noem. Nou, Isak se naam is in Hebreëse oorsprong beteken om te lag. Is dit nie 'n grap om op 190 kant te kry nie? Imagine dit. Nou eintlik julle Isak se naam is eintlik, as jy mooi daaroor dink, is dit die gaande konnotasie met vreugde, met joy, met happiness. Dit is wat Isak se naam eintlik beteken, né? Dit is wat sy naam eintlik beteken. Nou weet julle wat is my die humor daarin? Ek is 'n prentjie mens. Ek hou van prentjies. En ek sien die kleure in hierdie prentjies. Kan julle self dink, Abraham en Sarah moes gegagger het en gesê, Here, 'n kind, nou! Sarah is dalk vol plooie. Abraham se baard hang hier. Hulle loop al dalk 'n bietjie krom. Nou moet hulle 'n kind hê. Dit is emotion. I mean, dit is snaaks. Maar weet julle wat? Typies hoe Abraham was. Hy het gesê, God, my hemelse Papa, ek vertrou u naam. Ek vertrou u woord. Ek vat u belofte. Abraham het 'n wilsbesluit geneem en gesê, ek maak vir Isak groot in die naam van die Here. Hoeveel van ons paas het ons groot gemaak in die naam van die Here? Dit is scary. Maar ek dink met Sarah en Abraham het 'n oorweldige blydskap ervaar met Isak se geboorte. Ek meen julle met kinders het. Was dit nie amazing toe jou kind gebore is nie, hè? Amazing, ja. Dit is altyd 'n wonderwerk as iemand gebore word, 'n kind gebore word. Nou kom ons gaan lees in Genesis. Nee, voordat ek begin lees, wil ek eers dit sê. Abraham leer Isak van God, en dit is baie belangrik, julle. Isak is deur 'n pappa gelei wat hom elke dag
geleer het van God. Hy het vir Isak geleer van God se liefde. Hy het vir Isak geleer van ons moet offer. Hy het 'n pad met Isak geloop en hy het vir Isak liefde gegee. Hy het vir Isak geleer, maar die God wat ek dien, sal nou nooit in die steek laat nie. Okay? So Isak het groot geword met God. Hy het na sy pa gekyk en hy het God se liefde in sy pa se oë gesien. Amen. Okay. So dis hoe Isak groot geword het. Isak het ook geweet wat beteken dit om reg te doen, die regte ding te doen. Hy het geleer om 'n verhouding as kind met die almagtige God te hê. Okay. So Isak het in 'n huis groot geword, tent groot geword, waar hy 'n verhouding met God het en van kleins af geleer het om 'n respek vir die Here te hê. Baie van ons het nie so groot geword nie. Okay, kom ons gaan lees in Genesis 1. Genesis 22. Dit is seker nou vir die wat hy nog 'n afspraak het met Adam en Eva, want hy nou nie vir Eva 'n pak gegee het oor hy appel nie, nee. Dis nie nou daar nie. Die offerhande op Maria. Na die ding het God Abraham op die proef gestel en aan hom gesê, Abraham, en hy antwoord, hier is ek. Hy het God se stem geken. Toe sê hy, neem jou seun, jou enigste wat jy lief het, Isak, en gaan na die land Moria en offer hom daar as brandoffer op een van die berge wat ek jou sal aanwys. Nêrens staan daar, Abraham het gesê nee God nie. Daarom het Abraham die môre vroeg klaar gemaak en sy esel opgesaal en 2 van sy dienaars en sy seun Isak saam met hom geneem en hy het hout geklooi vir 'n brandoffer en opgestaan en na die plek gegaan wat God hom aangewys het. Op die 3de dag toe staan Abraham sy oë op en sien die plek van ver af. So met ander woorde dit sê, hulle moes ver gereis het om daar te kom. En Abraham sê aan sy dienaars, bly julle hier met die esel, ek en die seun wil daarheen gaan om dan bid en dan na julle terugkom. En Abraham het die hout vir die brandoffer geneem en het op sy seun Isak gesit en die vuur en die mes in sy hand geneem. So het hulle 2 dan saam geloop. Toe spreek Isak met sy vader Abraham en sê, my vader, en hy antwoord, hier is ek my seun, en hy sê, hier is die vuur en die hout, maar waar is die lam vir die brandoffer? En Abraham antwoord, God sal vir homself die lam vir 'n brandoffer voorsien, my seun. So het hulle 2 dan saam geloop. Is dit nie 'n man wat se vertroue in God is nie? Hy het dadelik geantwoord. Hy het nie gehim nie, hy het geweet wat om te sê, want hy het 'n pappa in die hemel wat hy vertrou. Toe hulle kom op die plek wat God hom aangewys het, het Abraham daar die altaar gebou en die hout reggelê. Daarna het hy sy seun Isak gebind en hom bo op die altaar, bo op die hout gesit. Dink julle Isak het vrees beleef? Dink julle Isak het gevra, maar pa, hoekom? Waarom? Wat het ek gedoen? Toe steek Abraham sy hand uit en neem die mes om sy seun te slag. Maar die engel van die Here het na hom van die hemel afgeroep en gesê, Abraham, Abraham, en hy antwoord, hier is ek. En hy sê, moenie jou hand na die seun uitsteek nie, en doen hom niks nie, want nou weet ek, dat jy God vrees, en jou seun jou enigste van my nie teruggehou het nie. En toe Abraham sy oë opslaan, sien hy met sy ram wat agter in die bos met sy horings vasgeraak het. En Abraham het ingegaan en die ram geneem, net as brandoffer in die plek van sy seun geoffer. En Abraham het die plek genoem, die Here sal voorsien. Hoe mooi is dit net nie? Moria, die berg van Moria, die Here sal voorsien. Sodat vandag nog gesê kan word, op die berg van die Here sal dit voorsien word. Toe roep die engel van die Here vir die 2 keer na Abraham van hemel af en sê, ek sweer by myself, spreek die Here,
omdat jy dit gedoen het, en jou seun jou enigste nie teruggehou het nie, dat ek jou ryklik sal seën, en jou nageslag grootlik sal vermeerder, soos die sterre van die hemel, en soos die sand wat in die see strande is, en jou nageslag sal die poort van sy vyande in besit neem. Hoe mooi verhaal is dit nie? Kan iemand vir my glas water bring asseblief? Dankie, Sander. Jo. Nou kan jy dink, Abraham kry die boodskap van die Here, en die Here praat met hom sê jou seun gaan offer. En Abraham het die volgende dag klaar gemaak. So Abraham, omdat hy mens is, dink ek, hy moes tog gedink het, Here, wat nou? Moet ek regtig my seun gaan offer? Maar hy het tog die volgende oggend opgestaan in vertroue. En hy het gesê, ek sal gehoorsaam wees aan my Vader. Nou julle, ek dink, toe Isak wakker word die oggend, of sy pa het hom wakker gemaak, ek dink Isak moes iets ervaar het in sy pa. Daar moes iets in sy pa anders te gewees het. Is oké, julle, hier's water. Dankie. So iets moes anders te dalk vir hom in Abraham se gesig gewees het. Ek sukkel nog steeds met 'n gehoesery van April maand se bronchitis, so ek skuis daarvoor julle. Maar in elk geval. Nou stel ek myself voor van Isak wat saam met Abraham na hierdie berg toe gaan, saam met hierdie twee werkers wat die brandhout dra. En nou, in Isak se kop, want hy sy pa hom groot gemaak volgens die woord van die Here. En Isak se kop het hy geweet, as daar brandhout is, moet daar 'n offer wees. Waar is die skaap? Waar is nie 'n offer nie? Waar is die offer? Maar weet julle wat is, dink ek, wat is so fantasties? Isak het sy pa vertrou. Hy het nie omgegee dat daar 'n skaap is nie, om te offer nie. Hy het sy pa vertrou, want hy het geweet, sy pa is gehoorsaam aan God. Hy kan luister na sy pa, hy vertrou vir Abraham, papa Abraham vertrou hy heeltemal met sy wese. Heeltemal. Dit was Isak se gedagtes, dink ek toe hulle op pad soontoe was. Wat was Abraham se gedagtes? Ek dink toe hulle soontoe geloop het, was Abraham stil, en hy moes dalk heeltyd met God gepraat het oor hierdie ding wat nou moet gaan gebeur. Hy het heeltyd met God daaroor gepraat, dit is wat ek myself kan voorstel. Dalk het hy gevra, Here, Sarah en Isak is die mense wat ek die liefste in my lewe het. Hoe gaan ek teruggaan en sê, Sarah moes ons kind offer? Here, ek het Isak my kind so lief, ek wil nie hy moet doodgaan nie. Maar Here, ek vertrou U. Here, ek vertrou U, en vertrou dat U sal voorsien. Maar weet julle, Abraham het 'n wilsbesluit geneem en gesê, ek sal gehoorsaam wees, omdat hy sy God geken het, omdat hy sy hemelse Pa geken het. Want hy het op God se woord ook gestaan, want hy het geweet, God is die waarmaker van sy woord, en hy kan die Here vertrou. In vers 7 vra Isak, maar pa, waar is die lam vir die brandoffer? Want hy moes nou geweet, dit is wat dit moet gebeur, dan moet ons nou iewers 'n brandoffer wees. Want dit is die weë wat sy pa geleer het. Wat leer die man hulle vrouens en die papas hulle kinders? Leer hulle die weë van God? Of wat leer hulle? Isak word op die brandstapel geplaas en die Bybel praat nie oor Abraham se emosies nie, maar julle, om die vuur te vat en die mes te vat.
En in sy kop dink hy, vandag gaan my seun sterf aan my hande. Het Isak vrees beleef? Wanneer jou pa jou dalk geoffer het vir die wêreld, deur jou emosionele skade te gee, wat het jy al beleef in jou hart? Vrees, verwerping, woede, wat het jy in jou hart ervaar toe jou pa jou geoffer het? Nie vir die regte redes nie. Wat het jy ervaar? Maar was Isak nog steeds doodstil omdat hy sy pa vertrou het? Was hy doodstil omdat hy nog steeds sy pa vertrou? Ek dink dit was so. En hier kom die stem in vers 11 wat sê, maar die engel van die Here het nou van die hemel af na hom geroep en gesê, Abram, Abram, en hy sê, Here, hier is ek. En dit is wat vir my so awesome is, julle, dat ek elke keer die Here se stem herken. En dalk het Isak nie daai stem gehoor nie, want die Here kom dalk ons die Bybel praat nie daarvan nie, maar hy het die stem dalk van die Here in sy hart gehoor. So dink vir Isak wat nog steeds daar gelê het, op die brandstapel. Maar omdat Abraham 'n koneksie met God gehad het, het hy God se stem gehoor. En hy sê, Here, hier is ek. Hier is ek. En dit is wat ons moet kan sê. Hier is ek, Here. Hier is ek. En hy sê in vers 12. En hy sê, moenie jou hand na die seun uitsteek nie, en doen hom niks nie, want nou weet ek, dat jy God vrees, en jou seun, jou enigste, nie van my sal teruggaan nie. Wie van julle het julle families totaal en al aan die Here oorgegee, en gesê, Here, dit maak nie saak wat met my vrou gebeur nie. Dit maak nie saak wat met my man gebeur nie. Dit maak nie saak wat met my kind gebeur nie. Ek maak my los van hulle, want ek gee hulle oor in u hande. Great. Ek gee hulle oor in u hande, want God, ek vertrou u, dat u met hulle is. Dat u die pad met hulle stap. Julle, as ons waaragtig die Here dien, en ons verhouding met God ernstig is, ek weet party van ons kan ons nie losmaak van die persoon wat ons lief het nie. Want menslik, ons dink baie menslik, ons breine is menslik georiënteerd. Maar julle, daar kan ook wonderwerke gebeur as jy jou familie oorgee aan God. Want dalk begin die Here dan wonders in daai persoon se lewe te doen. Want jy staan in die middel of aan die pad van God en daai persoon. Who knows? Gee oor. Gee dit totaal en oor, soos wat Abraham vir Isak oorgegee het, want hy het God vertrou vir sy lewe. Julle dink, toe Abraham opkyk en hy sien daai ram in die bos, julle, kyk, ek dink, sy baardhare moes regop gestaan het. Kan julle dit imagine? En hy het vir Isak losgemaak. En ek dink Isak het toe besef wat gebeur. En hulle moes mekaar omhels het, en hulle moes aanbid, hulle moes op hulle knieë geval het en aanbid het, en God aanbid het, en gesê, dankie Here. Kan julle dit imagine? Hoe awesome dit nie vir hulle twee moes gewees het nie. En dan denk nog steeds, het Isak nie, want ons, as jy Isak se verhaal gaan lees, want Isak was 'n man van God. En nog steeds het hy verhouding met sy pa gehad. Nog steeds het hy God gedien. Want sy pa het hom die weë van die Here geleer, van kleinstyd af. En sy pa het hom oorgegee aan die Here. So dat was vir Isak 'n baie spesiale liefde ook gewees. Wat kan die manne leer van Isak? Isak het eintlik daar 'n baie groot lesse geleer, en dalk was dit vir hom self.
was dit vir homself 'n paar lewenslesse wat hy moes geleer het. Sy verhouding met sy pa en verhouding met God. Okay? Hy het geleer dat geloof hom krag gee. Ek dink Isak het gebid en gesê, Here, ek is benoud. Hy het ook geroep na sy hemel, sy papa, en hy het gesê, Here, kom hou my vas, want ek gaan doodgemaak word deur my eie pa. Hy het geleer om God aan te roep in benoude oomblikke. Dat God altyd doen wat hy beloof, dat God die onmoontlike kan doen, en dat God altyd sal voorsien. So kan jy dink, wat daar gebeur het, wat 'n ongelooflike groei hier het in Isak sy verhouding gesit, met sy verhouding met die Here. Ongelooflik. Nou julle, die positiewe kant van die lewe is dit nie great om so tipe pa te hê nie. Net ook moontlik die pa gehad oor die eienskappe van Abraham gehad het. Dat hy was 'n godsman. Hy het 'n goeie verhouding met sy kinders gehad. Hy was 'n voorsiener. Hy was 'n man van liefde, wat jy kon omhels het. Wat jy die pad gewys het, wat jy geleer het. Wat jy gesê het, ek is lief vir jou, my kind. Papa is trots op jou. Ek ken nie julle verholle nie. Van ons het ook so pa gehad. Great. Awesome. Maar die werklikheid van die lewe is, dat nie almal van ons het sulke pa's nie. Nie almal van ons het altyd 'n pa-figuur teenwoordig in ons lewens gehad nie. Baie van ons lei aan verwerping as gevolg van 'n pa wat nie teenwoordig was nie. Baie van ons was geoffer op die altaar deur ons aardse pa's, en ons emosioneel gebreek was, of dalk nog gebreek is, verwerp gevoel het, en dat jy gevoel het, ek is so verbrand, deur hoe ek groot geword het, dat die letsels nog op my lyf is. It's a reality. En weet julle wat, en jy dink dalk, hoe kan ek God, hoe kan ek Jesus, sy hart vertrou, as ek nie eens my aardse pa sy hart kon vertrou het nie? Is dit nie so nie? Ek het vir baie jare gesukkel om regtig God se hart te verstaan, omdat ek nie 'n goeie verhouding met my pa gehad het nie. Jy sukkel in jou verhouding met die Here, as jy nie 'n goeie verhouding met jou pa het nie. Vir ander is dit makliker, maar die meeste van ons sukkel, want jy verstaan nie God se hart nie. Want jy ken nie die voorbeeld van 'n pa nie. En dan veroorsaak dit 'n gaap met jou verhouding met die Here, om sy intense liefde vir jou te verstaan, en dat jy sy intense liefde vir jouself kan vat. Dit is nie so, julle. Maar weet julle wat, ek kan vir julle een ding sê. Life is not perfect. Lewe is nie perfect nie, maar een ding weet ek, God is wie God sê hy is. Hy is 'n God van liefde. Hy is 'n God van omgee. Hy is 'n God wat wil wat jou wil bewus maak van sy liefde vir jou. Hy is 'n papa wat ontferm. Hy is 'n papa van beloftes. En God kan nie 'n fout maak nie. Hy is nie ontfermer. As jou aardse pa jou teleurgestel het, ons hemelse pa sal ons nooit teleurstel nie. Ons verstaan nie altyd wat met ons in die lewe gebeur nie.
Ons verstaan nie altyd nie. Maar wat vir my belangrik is, julle, is om te kan sê, ek is nie produk van my verlede nie, maar ek wil opstaan en ek wil uitstyg van dit wat my verlede was. Want ek wil dit vat wat in my verlede gebeur het, en ek wil leer daaruit om 'n beter mens te wees, soos wat God dit oorspronklik vir my gedoen het. Amen. We don't need to stay at the back. Jy moet besluit wat jy met hierdie rugsakkie op jou rug gaan maak, wat jy opdra van jou verlede rondom jou verhouding met jou pa. Maar julle, ek wil vir julle sê, die Here is so groot en genade. Want toe elkeen van ons tot bekering gekom het, toe het 'n reinigingsproses in ons harte begin. 'n Reinigingsproses het in ons harte begin deur God se genade. En is dit nie amazing nie? Kan ons waarlik sê dat jy voel nog dieselfde oor mense in jou verlede, of jou pa, of 'n broer, of 'n vriend in die verlede, maar nadat jy tot bekering gekom het, dat jy al op 'n ander plek is? Nou, daar gebeur verandering in ons. Maar dit is jou keuse. Dit is jou keuse. Ek wil vir julle vra wat vandag nog hier iets in jou hart het en jou pa. Hou jou fokus van daai aand se pa af. En plaas daai fokus op God. En vra die Here om in jou hart te werk en alles skoon te maak. Want weet julle wat? Jy gaan staan eendag alleen voor God. Ek kan net nie sê ja, maar God. My pa dit, my pa dit nie. Ons vat verantwoordelikheid vir ons eie lewens en ons eie verhouding met die Here. Maak dit nou die tyd dat God se reinigingswerk, skoonmaakwerk, vergifnis en om vryheid te beleef in jou siel en jou gees. Begin dit vandag. Wat kry ons daar uit om aan iets vas te klamp wat vir ons sleg is? Ek vra, wat kry jy daar uit om daaraan vas te hou? Sak en lag, kan jy dit vertel? Maar ek wil ook vir julle sê, daar is 'n ander kant van die saak. Ek gaan nou afsluit. Daar is 'n ander kant van die saak. My pa was self 'n gebrande offer. En as gevolg van sy eie verwerking, as gevolg van sy eie seer, as gevolg van sy eie manier hoe sy pappa hom behandel het, hy was self 'n gebrande offer. En hy het self nie geweet noodwendig hoe om van sy eie emosionele pyn ontslae te raak nie. Mense gebruik drank, dwelms, woede, whatever, om van hulle eie pyn ontslae te raak. En ongelukkig word dit oorgedra. En ons maak nie emosioneel gesonde kinders groot nie. Vergewe hom in any case, want hy het sy eie emosionele letsels gehad. Nou, julle seuns, ag, kan ek 'n tissue kry? Waar is 'n tissues? Ekskuus julle. Bradley, jy seun, Sander, julle manne wat dalk nog nie hier getroud is nie. Julle wil bitter graag, dankie Els. Julle gaan ook nog 'n meisie hê. Jy weet mos. Wil daai jou hare in die oggende. Nou Bradley. Hoe kan ek Bradley vir my skuldig? Daai gegel in jou hare, lekker ryk in die oggende. Julle gaan nog meisies hê en gaan ook nog trou van julle wat hier sit. Nou ek wil ook vir julle sê, en Marcus, jy gaan nog oupa word.
Dani, is jy 'n oupa? Ja, jy is mos 'n oupa, daar sit sy langs jou. Marcus, jy gaan nog 'n oupa word. Marcus is 'n oupa. Hey? Marcus is klaar oupa. O, is hy klaar oupa? Really? Okay, jy sê, ek is so goed vir 'n oupa. Maar ek wil vir julle sê, hou julle wandel, julle weer, julle pad loop, hou dit in die Here se hande. Leer om van jongs af 'n verhouding met Jesus te hê. 'n Verhouding met Jesus te hê en sê, Jesus, ek wil 'n man na u hart wees. Ek wil 'n vrou met respek hanteer. Ja, jy wil nou nie honger nog 'n kind hê nie. Dit weet ek nou. Nee, ons wil dit nie hê nie. Asseblief nie. Ag, glo nie groot maak nie. Julle wil nie dit hê nie, maar julle wil verhoudings met 'n meisie en dan met 'n vrou eendag, maar jy wil die voorbeeld wees. Here, help my nou al om dit te wees. Leer my nou al om 'n meisie te respekteer en vir haar die deur oop te maak. Julle, ons vrouens is mos maar emosionele goed, joh. Jy weet mos, die kraan is dit onder die oom alles. Ons hou daarvan as ons eggenote en ons maats vir ons wys. Ek respekteer jou as vrou. En ja, ek wil nog vir die deur oopmaak, want 'n mens sê dit nie meer nie. Ek so goed om saam. Ja, julle. Want 'n man wat ingestel is op sy vrou se emosies en haar hart, wen nou eintlik vir homself. As daar respek in 'n verhouding is, en daar word gewys, ek respekteer jou as vrou, dan doen die vrou meer vir jou, en met 'n hart van oorgawe. Ons werk ons maar anders as die manne, joh. Mars en Venus en Mars en whatever die case, die boeke wat geskryf word. Jy is ons van Mars en ons is van Venus, whatever Pieter, jy help my altyd reg. Ons is van Mars of 'n vrouens of Venus. Ja, san, maar dit is okay. Want as die Here in jou verhouding is, en jy leef God se beginsels, dan kan dit ons nou fantasties raak. So 'n verhouding. Stel God altyd eerste. Vriend man, ek wil vir julle sê, Abraham het 'n paar karaktereienskappe gehad, en dan sluit hiermee af. Hy was moedig. Wat is die Engelse woord van moedig? Courageous. Hy was courageous geweest. Sy geloof was courageous geweest. Hy was moedig, hy was sterk. En daar's 'n paar lesse wat die manne vandag by Abraham kan leer. Volg God, al is die weg nie altyd aan jou bekend. Volg God, al weet jy nie wat in die toekoms gaan gebeur nie. Hou gefokus op hom en sê, my hemelse Papa, ek neem u op die woord. Ek ken nie die weg vorentoe nie, maar ek volg u. Vertrou God se beloftes as jy teëspoed in die oë staar. As jy nie weet waar kom die geld die einde van die maand vandaan vir wat nodig is om vir jou gesin te voorsien nie, of van jou vrou se behoeftes alleen te voorsien as jy nie kinders het nie. En daar's nie genoeg nie, sê my hemelse Pa, is die God, hy is die voorsiener, daarom sal ek hom vertrou vir hierdie, wat uitdaging wat in my lewe lê. Ons moet begin goed sien as uitdagings. Dan uitdagings, as ek dit oorkom het, dan leer dit my iets en ek vat iets en ek draai dit om in iets positief. En sien dat ek by die uitdaging deurgekom, want die Here het my gehelp. Okay? Verwag van God om groot goed in jou lewe te doen, al lyk dit onmoontlik. En nee, ek praat nie weer van my kind op 100 nie. Ek praat daarvan, want weet julle wat? As die Here jou met 10 sent net kan vertrou, gaan hy nie 'n R100 vir jou gee nie. Maar ek het nou die dag gepreek oor jou jou 10 penne weier te maak, groter te maak. Maar daar is voorwaardes. Die Here moet jy eers met die klein kan vertrou, voordat jy met die groter vertrou. Asseblief julle, ek smeek die manne vandag,
Die Here wil vir jou en jou gesin groot dinge doen. Maar waarmee vertrou die Here jou? Waarmee kan hy jou vertrou? Hy het vir jou 'n vrou en kinders gegee vir 'n rede. Neem op jou priesterskap. Neem dit op en staan soos 'n man op. En sê ek is die voorbeeld. Ek sal my huis in liefde toewy aan die Here. Toewy aan die Here. Wees getrou aan jou hartsmense en leer hulle die regte wyse. Leer hulle die wyse weg. Dit is wat Abraham gedoen het. Okay? Hy was getrou aan sy hartsmense. Onder hoe lank was hy en Sarah getroud? En ek wil vir julle sê, wees courageous. Waar gaan kans om God te vertrou vir dit wat julle in julle lewe nodig het? Vir dit wat nodig is om 'n gesonde huwelik te hê en gesonde emosionele kinders groot te maak. Want weet julle wat, dit is wetenskaplik bewys in Suid-Afrika dat dit gaan in ons land soos wat dit is, omdat daar te veel kinders is wat vaderloos groot word. Amen. Papas is missing, of hulle is daar, maar hulle dien God nie, hulle is nie gefokus op die Here en wat hulle voorsien finansiëel en hulle voorsien wat nodig is. Maar ek wil eerder 'n emosionele pa hê wat volwasse en emosioneel intelligent is, wat my gesond emosioneel groot maak. Al is daar nie die beste Nike t-shirt vir my om te dra nie. Ek wil 'n teenwoordige pa hê, wat sy aandag ek het en wat sy liefde ek het, wat sy respek ek het. Waar ek vrymoedig voel om heen te gaan en ek kan sê, papa, ek het hierdie probleem, maar hoe gaan ons dit hanteer? Wat moet ek doen, pa? Laat jou kind van die vertroue of die vrymoedigheid het na jou toe te gaan. Want ek moet eerlik vir jou sê, om groot te word vir vrees vir jou pa. Het maak jy emosioneel siek vir baie jare in jou lewe. Maar ek wil vir julle sê, Abraham het so God vertrou vir alles in sy lewe en kyk waar jy met Abraham gegaan. God was sy fokus en hy het God so vertrou. Daar's baie Bybelverse wat ek hier neergesit het oor mans en seuns. Gaan lees Spreuke, julle seuns, gaan lees Spreuke. Dit leer julle so baie hoe julle pad moet loop en hoe julle na julle ouers moet luister en wat die Here vir julle sê. Hy sê, luister na jou ouers en ek verleng jou lewe. Amen. Awesome. Dan kan jy nog 100 word vir daai baba. I don't know. Om so te wees. Maar ok, ek gaan nou nie langer praat nie, ek wil nou net vir julle sê. Wat 'n mooi verhaal is dit van Abraham en Isak. Daar's soveel lesse om daar uit te leer. En manne en papas, ek wil vandag vir julle sê, julle speel 'n ongelooflike belangrike rol. Soos wat begin weer te sê, jy's nie 'n fout nie. Dalk het alles nie reggeloop in jou lewe soos wat jy wil nie weet waar jy vandag is nie. Jy het dalk self heeltemal op 'n ander plek gesien, maar dit is wat dit nou is. Bly op jou knieë en vra vir God om vir jou te voorsien wat nodig is. Ek weet nie hoe om dit sê nie, maar dit kom na my gedagtes op. As jy as pa of as man nodig het om te sê, vergewe my. Asseblief sonder 'n maar. Moenie verskonings hê vir jouself en jou eie gedrag nie. Gaan doen dit asseblief. Want dit kan verhoudings herstel. Dis net wat ek in my gees hoor. Dit kan verhoudings herstel. Maar ek wil julle salueer vandag. Ek wil julle salueer vandag en vir julle ook sê well done. En julle werk hard, julle is die voorsieners. En die druk van die lewe is moeilik. Ek weet die druk van die lewe is moeilik. Soveel te meer moet jy by die voete van God bly. Kom ons laat ons. Wat 'n beter voorbeeld die Here is U nie. En hierdie godsmanne wat in die Bybel geplaas het, wat ook vir ons daar is om te leer.
En Here, ek wil vandag my hande uitstrek oor elke man en seun wat in hierdie vertrek is, Here. Here, U ken hulle elkeen se hart, Here. U weet wat hulle nodig het. U weet wat is hulle bekommernisse, Here. Here, U weet wat se trone huil hulle dalk wanneer hulle alleen is, waar niemand hulle sien nie, Here. Vader, U ken hulle harte. U weet wat het hulle nodig. Here, ek wil vir U vra dat in hierdie wêreld waar ons is en die druk van die lewe so groot is, alles so duur is, Here, wil ek vir U vra, Vader, dat ons manne het wat hulle wesens oorgee aan U. Dat ons manne het, Here, dat ek bid vir elkeen wat hier is, dat hulle in totaal en al met hulle wesens opnuut aan U sal oorgee, en sê, Here, U het my hier geplaas as priester, help my, Here, om dit vol te staan, soos wat U vir my, volgens die woord sê, om dit te doen. Here, dat ek die man kan wees, waarna my vrou, my kinders en my toe sal opkyk. Laat ek die man wees wat gerespekteer word, omdat ek respekteer. Laat ek die man wees wat liefde gee, op verskillende maniere, maar net solank ek wys, ek gee om, ek het lief. Dit is vir my nodig om te weet dat het goed gaan met my gesin, met my vrou. Ek wil my beste gee met dit wat ek het. My Here, laat U my grondgebied sal vergroot. Eerstens geestelik en emosioneel, sodat dit wat U vir my wil gee, ek sal reg wees daarvoor, en dit op die regte manier sal oordra aan my vrou en my kinders. Volgens U woord, volgens die wysheid wat U vir my gee, Here. Ek wil vir U vra, Here, dat U elkeen sal seën, en dat hulle sal weet dat Papa, Vader, U hulle so lief het. En dan het 'n aardse paal so teleurgestel, Here, waar hulle fokus daarvan af, voordat ek vir vra dat hulle oë op sal rig na U toe, en U woord sal gebruik vir leiding, en hierdie leemtes wat daar binne in hulle binneste is, Here, dat U sal vul met U teenwoordigheid en U liefde, Here. U is genadig en U is goed, en ek bid dat dit so sal wees vir elkeen van hulle, Here, vir hulle pad vorentoe. In die naam van Jesus Christus van Nasaret, ek seël U, hulle met U bloed, Here, en laat U met hulle sal wees, in die naam van Jesus Christus. Dankie, Here. Amen. Amen.